Ek gaan begin soos met 'n goeie artikel. Ek gaan vir julle so 'n opsomming gee. Reader's Digest version. Die van julle wat nie weet, nee, maar julle almal weet wat Reader's Digest. Julle weet dalk nie, maar julle kan vra. En dan gaan ek so 'n bietjie agtergrond gee oor higiëne en dan gaan ek spesifiek 'n paar aspekte hanteer, maar baie vinnig. Ek gaan hopelik nie te diep in nie. Ek kan sê ek weet self nie so baie nie. David Goddard het gesê, lichens are fungi that have discovered agriculture. En dan wil ek net self sê, die fungi van die donker, fungi groei onder die grond, en alge hou van lig, en die twee kom hier by mekaar. En dis maak dit baie unieke samestelling. Ons gaan 'n bietjie kyk na, ek gaan 'n oorsig gee, gaan kyk wat is die rolspelers, wie is die rolspelers, wat is hulle geen, hoe lyk die goed buite, hoe lyk hulle binne, hoekom bestaan hulle, want mense vra van, wat is die nut van die goed? Hulle maak bome dood. As ons daarna kyk, en dan waarvan leef hulle, hoe plant hulle voort, wat 'n baie belangrike ding is, en dan hoe identifiseer ons hulle, en dan almal vra, diegene, sê ons of daar varslig of nie varslig is nie. En gaan 'n bietjie daaroor praat, net kortliks. Nou die insig, die oorsig, die artikel of die abstract sê, Fungus was a bachelor carpenter with all skills and tools necessary to build homes, communicate with, and to protect things, except those tools required for cooking. He was a hungry guy. Alice Elgie was a master cook, but she lived alone. So one day Alice said to Freddie, you seem to be a fun guy. And they took a liking in each other and they set off to live together. Freddie provided a home structure, shelter, protection for Alice, who provided food, and they lived happily for thousands of years. En dit is higiëne. Dis die oorsig van higiëne. Maar dit is nie die hele storie, hulle het kinders ook. Goed, kom ons begin net bietjie biologie. Ek wil nie myself slim hou hier nie. Baie mense sê, is higiëne 'n plant? Is dit 'n dit? Is dit 'n dat? Party mense vra, is dit 'n dier? So ek gaan net 'n klein bietjie, ekskuus, ek moet nie so ver afwyk nie. Dit is bietjie warm hier agter. Toe het ek gedog, laat ek net hierdie skyfie vir julle wys. Daar's 5 hoof koninkryke in die biowêreld. Ons het die diere, ons het plante, ons het fungi, protista, wat nou meer die alge is, en ons het die monera, wat die bakterieë is. So ons het die 5 groepe. En in elke groep het ons 'n koninkryk, ons het 'n hoofgroep, ons het 'n klas, ons het 'n orde, en hy kom af tot ons by die spesies. Nou ek gaan vanaand baie meer verwys na die genusvlak en die spesievlak. En so bietjie net een keer na phylum. Nou dit is die omgewing waarin ons beweeg. Nou kom ons kyk bietjie na die rolspelers. Wie is die toneelspelers in hierdie Shakespeare drama? Dat hulle mooi verstaan as ons verder gaan, het ons die rolspelers. Die eerste een is 'n fungus. Nou, julle ken die fungus, sampioene, mif, kaas, gis, al daai goed is fungi. Maar wat baie interessant is hier, die fungus waarvan ons praat, bestaan uit hyphus, lang, dun straaltjies, stingetjies. Nou dink julle in 'n riet, en in daai segmente van die riet maak jy 'n gaatjie. En daar's vloeistof in, en die selvloeistof kan heen en weer beweeg. Nou vat jy daai riet, jy maak hom kleiner, en jy vat hom tot op die mikrometer vlak. Nou kom ek sê mikrometer, as jy 'n millimeter vat, en jy deel hom in 1000, en jy vat 10 of 20 van daai, dan het jy die dikte van daai dingetjie. Verskriklik dun. Nou dit noem hulle hyfe. En as die hyfes by mekaar kom, en hulle verstreng in mekaar, dan kry jy die mycelium, en dis wat jy sien in sampioene. Dis die mycelium, is 'n klomp fyn en ingeweefde stringetjies. Maar wat jy sien in sampioene is net die vrug. Jy sien nie die swam nie. Die swam is ondergronds, hy hou nie van lig nie, hy boer ondergronds. Maar as hy moet voortplant, dan stoot hy die vrug uit. En dis hoekom sampioene net vir 'n rukkie tevoorskyn kom en dan verdwyn hy. Veral na die reën het julle gesien, hierdie geel helie sampioene op hout en so aan. So sampioene is ondergronds. 5 tot 10 mikrometer, en as hy by mekaar kom, dan vorm hy mycelium. Ekskuus vir die woorde wat ek gebruik, maar dis ongelukkig die terme. Daar's nie altyd lekker Afrikaans of Engelse name vir die goed nie.
Maar fungi is oralste. Dit speel 'n ongelooflike rol in ons lewens. Daar's 'n boek geskrywe deur Mervyn Sheldrake. Ken julle dit? Entangled Life? Is 'n boek wat julle moet kry. Hy praat van 'n wood wide web. Hoe daai fungus hieronder, daai boom en daai boom se wortels konnekteer. En hulle stuur syne deur van daai boom na hierdie boom. En hulle weet nie hoe nie. Hulle het gedink, is dit elektries? Is nie elektries. Is dit chemies? Kan nie chemies wees nie. Hulle weet nie hoe kommunikeer daai swam met mekaar nie. Maar die swam gaan in die wortel in van 'n boom of van 'n plant. Hy gaan letterlik binne in en hy bring vir die plant die plant gee vir hom kos, hy bring vir die plant fosfate en stikstof in. En die plant gee vir die swam koolstof. En so vorm hulle 'n eenheid. En die gesonde plante het baie swamme om hulle. Jy koop 'n pakkie swam, mikrorhiza, wat jy kan koop, wat jy so in jou potplante gooi. Ek weet nie wat altyd werk nie, want ek dink plante is bietjie spesifiek ook. Maar die goed reken hulle, kommunikeer vinniger as wat ons kan dink. Vinniger, hulle vermoed is miskien met elektriese syne. Nou daai stringetjie groei sonder 'n sentrale brein, sonder 'n sentrale senuwees, hy groei net. Maar hy's baie selektief. As hy by 'n punt kom, en hy hou nie van hierdie bottel nie, dan groei hy om hom. Hulle weet nie hoe nie. Hy groei nie vas teen hom en botse gaan om hom nie. Hy groei om hom. En hulle toetse gedoen. Daar is baie artikels hoe hulle vind, maar wat is dit? Is dit elektries? Is dit elektrostaties? Is dit chemies? Wat ook al. Hy gaan om hom. Maar as hy die ding wil hê, reguit in. Hoe weet hy dit? Nou hulle toetse gedoen, hulle sit 'n swam hier neer, hulle groei hom, dan sit hulle voedingsstof hier neer. Kyk, 'n swam is honger. Freddy Fungus is 'n hungry guy. Dan soek hy. Dit gaan so uit daai stringe, soos die mif, botter en kaas. Maar as hy daai kos kry, gaan al die ander stringetjies verminder, gaan dood en hy konsentreer die stringe na hierdie kos toe. Hy soek dit en hy kry dit en hy vorm dan dis is dan sy bron vir die kos. Daai draadjies kan binne in rots ingaan. Hulle het drade gekry waar die swam buite die huise. Daai baadjie praat. Is dit myne? Ja. Niemand bel my ooit nie. Ek vra groot om verskoning. Kan nie nou praat nie. Sekuriteit wat sê daar's 'n Nee man, geval by jou. ons is besig met 'n hekprojek daar by ons en almal bel my nou vir kwotasies en sulke goetertjies want ek sou nie baie beïndruk daaroor nie. Wyse gaan jy vir my stop maak asseblief. Daai dun draadjie, en hier's 'n baie interessante ding, kan deur mure gaan. Die ou kasteel het hulle swam buitekant en dan vind hulle die swam binne, dan gaan hy deur 8 voet mure van die ou kastele. Hy gaan deur daai beton. En dat gevind, hy kan tot 50 gigapascal, nou dis baie honderde bare druk. Hy kan ingaan en dan vorm hy daai druk en dan breek hy hom oop. Daai sagte, dun, klein stringetjie wat baie dunner is met haar. Het ongelooflike krag, hoe hy net eenvoudig met osmose water kan soontoe stuur, uitdruk en hy breek hom oop. Dis ongelooflik. Ek moet die agtergrond vir julle gee, want dit speel 'n belangrike rol in legene. Die fungi gaan ek nou ook vir julle wys, het hulle bevind, beheer die plante groei om hom. As hy nie 'n sekere plant wil hê nie, dan skei chemikalie vir daai plant vernietig. As hy 'n ander plant wil hê, dan lok hy daai plant. So hy's 'n ongelooflike rolspeler in die besluit van watter plante groei waar. Goed, ons gaan weer 'n bietjie terugkom daarna. Nou die swame wat in die legene voorkom, is van verskillende tipe fungi. Dis nie dat die enige fungi met enige swam paar nie, en ek gaan daarmee ook nou daarby kom. Die alge is daai groenige, soms oranje sluit wat mens dikwels in staan, julle weet van alge. Dit kom 'n poeieragtige vorm voor, dit kom op boombas voor, kom in water voor, die WNR het beta-keratien gemaak met sulke, daar by Appington, pomp hulle swamme bo en hulle loop dit soos in sulke kanale af. Dan word hy oranje, tot hy vreeslik oranje is, dan haal hy die beta-keratien uit, maar hy soek son. Hy wil son hê, en uiters wil hy lig hê, as hy nie baie son kan kry, maar hy wil nie te veel son hê nie, ek kom daarby. En die alg sit die koolsuurgas om in suikers, dit weet julle, en natuurlik suurstof. Dan is daar 'n blou-groen alg wat ook 'n rol speel, maar dit is nie 'n alg nie.
Daai blaugroen alg is nie alg nie, dis 'n cyanobakterie. Dis 'n boerenaam wat hulle vir hom gegee het. Nie noodwendig boere, hulle praat in Engels ook van blaugroen alge. Dis 'n bakterie. Langstring bakterie met 'n klomp selle, maar is ook 'n stringetjie. Hy is ook 'n rolspeler. Dit kom ook in legene voor. Maar die ene sit stikstof om in glikose, wat ook 'n suiker is, maar is 'n bepaalde suiker en stikstof. So die alge maak stikstof in die vorm van ammoniak, wat voedingsstof vir plante gee. So ons het nou die suurstof wat die twee afgee, en ons het die suikers en die alkohole en die glikose en die stikstof wat blaugroen alge afgee. Daar is nie klaar nie. Daar is nou onlangs eers ontdek dat in legene is daar enkelsel gesel. Nou gesel is 'n swam, maar waar swamme meersellig is die enkelsel. En daai ou klein selletjie maak die twee identiese legene heeltemal verskillend. Net hier 'n klein selletjie. En dis onlangs eers ontdek en toe skrik almal, want toe besef hulle dit wat ons gedink het is dieselfde, is nie meer dieselfde nie. En dan is daar nog gewone bakterieë. Gewone goggas, hulle bly binne in die legeen, hulle sit bo op die legeen, hulle speel net so 'n belangrike rol soos in ons liggaam bakterieë ook maar oral 'n rol speel. Nou dis die rolspelers van legene. Dan kan die toneel begin. Legene daar's twee hoofgroepe. Ek het gepraat van 'n hoofgroep van die swamme. Hulle breek hoog op in die stamme, breek hulle op in die Bacillomycetes, dit is die steeltjie swamme, sampioene, en dan die sakswamme, wat ons selde sien. So hulle breek hulle op. Meeste legene is van die sakswamme, nie van die sampioenswamme nie. Baie min, 2%. Christo is maar, hulle is baie skaars. So as ons praat van die swamme hierso, dan praat ons van die swam wat jy nie sien. Hier is moeilikheid hier agter my. Ons gaan net op ascomycetes konsentreer. Kom ek gee net so 'n bietjie algemene agtergrond oor 'n swam. Die woord swam beteken vrat in Grieks. Dis nie 'n baie mooi naam nie. Party noem ons oor klipblomme. Party praat van korsmosse, maar is nie 'n blom, is ook nie 'n mos nie. So dis maar nie ons gedink dit is 'n mos en noem hom 'n mos, maar is nie 'n mos nie, is ook nie 'n blom nie. Tussen hakies 'n swam is nader aan 'n dier as aan 'n plant. Want hy het 'n 10 laagie, hy het 'n harde laagie buite hom, soos diere, soos insekte. Terwyl plante is selle het dit nie. So hy's eintlik nader aan 'n plant, aan 'n dier as 'n plant, maar dit is sommer terloops. Maak ek of ek nou slim is hierso. Nou hierdie swam, so ek gesê het, land ergens, hy spoor land ergens, hy sit sy voet neer, hy hak in, en dan begin hy nou soek, nou sy honger, nou soek hy. En as hy kos kry, soos 'n alg, vat hy alg, hy omvou die alg, en hy vorm 'n nuwe eenheid. Dit vat 'n rukkie, hy gaan deur verskillende fases. En dan hou hy nou van die swam, of die alg, tot hy genoeg kos het, en as hy die swam kry wat hy eintlik, die alg kry wat hy eintlik wil hê, dan gooi hy hierdie alg weg, en dan vat hy die nuwe alg. So hou vrou wat hy het, tot hy die een kry wat hy wil hê. So die swam is eintlik maar 'n beheer, maar hy kan glad nie, sonder die alge nie. Goed. Daar's baie gestry, wat is dit? Is dit parasitisme, is dit simbiose, en die ouens is nou nog te mekaar, maar dit is 'n selfonderhoudende, selfstandige organisme, en hulle praat van 'n gelegiseerde fungie, wat die fungie speel die belangrike rol. Om te begin. Nou die eerste wonder van die 6 wonders, is daai ding. Dis sover ek weet, en julle moet my help, julle is plantkundiges, ek glad nie. Ek kon nog nêrens 'n ander voorbeeld kry, waar 3 koninkryke saamwerk om 'n nuwe organisme te vorm nie. Dis 'n wonderwerk. Think about this. It's a total new organism. And all the participants remain uniquely algae or fungi, but they change their character somewhat. It's like a marriage. I'm still Rudy, but I'm not the same Rudy that I used to be before, because I've been changed by some factors. En soos hulle sê, die huwelik is mos die 2 word 1, die bekleierery gaan oor watter 1. So, dit is soos 'n huwelik. Die 2 is vir altyd by mekaar, hulle hou hulle karakter, maar hulle kan nie eintlik meer sonder mekaar nie, en hulle verander 'n bietjie hulle gedrag. Dis presies wat dit is. Dis die eerste wonder. En ek sal graag wil weet of julle weet, of daar nog
organismes is wat 3 of wat koninkryke bymekaar bring en dan 'n selfstandige organisme vorm. Hulle smelt nie saam nie, maar hulle vorm saam 'n organisme. Goed. Kom ons, die vraag wat ek gedurig vra, gaan ek nou probeer beantwoord. Ekskuus. Hulle geen groei op enigiets wat stadig genoeg beweeg. Glas, teer, klip, noem dit, hy groei daarop. Hy skrik nie, as hy sy voet kan inkry daar. En onthou, glas is nie plat nie, hy's grof. As jy enige oppervlakte onder 'n mikroskoop kyk, as hy baie grof, as daai spoor hou vir die omgewing, en hy kan sy swamme daar inkry, sy voet daar inkry, en sit hy vas, so hy kan op enige plek groei. Hulle fotoseer net tussen 5 en 35 grade, so in die woestyn, kom die vog in die oggende lekker klam, daar's lekker son, hulle fotosinteer, dan verdwyn die wolke daar in Suidwes, of in Namibië, en dan word het warm en droog, en dan stop die sintese. So in die dag hier ook, hy fotosinteer nie, as dit baie warm en droog is nie. So is nie, want hy kan nie water hou nie, ons kom ook daarby, hy het nie die wasagtige laagie van 'n plant nie. So as dit droog word, droog hy uit. As hy nat word, vorm hy weer. Goed, in die wêreld het al so 20.000 geïdentifiseer, maar moenie laat dit julle plan nie, hulle sê ons weet nog niks, daar kan tot 'n 250.000 wees. Daar's nie so baie navorsers wat dit navors nie. So daar's nie so baie wat regtig gaan kyk nie, en daar's spesies, subspesies en sit die mekaar speel. Maar in ons land het Ellen Friday is 'n Amerikaner, en 'n paar ouens al opgeskryf, ons het so 1750, maar ek dink dit trek nou al so by 1800. Goed, nou saam met mosse en fungi en mosse is diegene van die oudste bewoners van die aarde. Tot 8600 jaar opgekry, en daar's fossiele van 500 miljoen jaar, maar ek bly maar stil, ek weet nie of dit waar is nie. Daar's ouens wat beweer, het vat 6 tot 8% van die aarde word bedek met legene, maar dis ook maar net weer, een ou dit beweer, Abidjanian, en toe kom Lawson 10 jaar daarna, en hy verwys na hierdie ou, en toe kom hierselfde ou, en hy verwys na Lawson 10 jaar daarna, en nou loop almal is 10 tot 8%, nou wil ek weet, hoe meet jy, wat is die oppervlakte, so, ja, so, goed, net vir interessantheid, die Biomax of Biomax groep van die ruimtetuig hier buitekant ons aarde, het wat noem hulle dit, exposure of soiets, rak buitekant die ruimtetuig. Dan sit hulle plante goed daarop, dan doen hulle toetse en dan bring hulle terug aarde toe. Maar daai goed sit onder minus 190 grade Celsius, bestraling, geen suurstof nie, niks. Dan bring hulle van die goed terug en dan groei van die legene weer. Goed, is verskriklik orbies, verskriklik taai. En daar's 'n rede daarvoor. En dan, ja, hulle beskerm hulle self maar net met hulle poliehole en alkohole wat hulle gebruik om self te beskerm, en dan as hulle nat word, dan kry hulle gunstige omstandighede en dan groei hulle weer. Ek moet een opmerking maak, hulle sê bome maak dood. En as jy BASF se webblad kom, ons sê how to kill lichens, koop vir sulke groot bottels wat jy moet sprei en so aan. Diegene maak nie bome dood nie. Hy groei op bome wat ouer word en wat doodgaan. So daai takke wat jy gekry het, dit is ou takke. En as jy groot legene kry, dan weet jy, dis 'n ou boom, wat al begin grower geraak om sy bas, droger raak, en dan kry die spore voet uit daar. Legene maak nie bome dood nie, maar legene is nie heeltemal onskadig nie, hy kan goed doodmaak, maar hy maak nie bome dood nie. Hoe lyk die goed? Ek gaan nou begin met prentjies. Daar's 3 hoofgroepe. Die korsvormige tipes, daardie wat op die klip plat groei, jy kan hom nie afhaal nie, hy's hard op die klip, jy moet die klip breek om af te haal. Ek gaan nou vir julle foto's wys. Dan kry jy die blaarvormiges op daai takkie daar buite, dit lyk so blaaragtig, en jy kan hom optel en onder hom kyk, en dan kry jy die bossie of struikvormiges, die oumansbaard, wat julle ook ken. Goed, hier kom die foto's. Daar's nog ander vorms, maar ek gaan julle nie daarmee pla nie. Diegene neem verskillende vorms aan afhangende van die omstandighede. Temperatuur, pH, hoeveel bakterieë, hoeveel gis, son, klip, wat ook al. Hy pas aan by sy omgewing. Daar's nou 'n goeie voorbeelde. Nou, as mens op 'n televisie ding skyn, werk dit gewoonlik nie. Hy werk so bietjie. Maar hierdie een, ek dink is hier by jou geneem, Flip.
Dis hoofsaaklik maar die Caloplacca en die Acrospora, vergeet ek die name, ek moet dit maar noem. Tipes, daar is so 3 tipes wat hier groei. Die een is daar buite op 'n klip, die Xanthoparmelia, so 4 tipes wat op die klip groei, wat julle sal sien. Dis die gele, die oranje, dan hierdie ene wat grys is met sulke swart koppies, Buelia, en ek noem die genusse, daar's baie spesies. En hier's van hulle self ook. Party gaan dood, hier's nog wites, party gaan dood, daar groei hulle. Hulle is altyd meer as een by mekaar kry. Dis die korsvormige, die Christos. Hulle maak 3/4 van die legene in die wêreld uit. Dis die wat plat groei teen bome, teen kerk se begrafenis, grafstene en so meer. Dan kry jy die blaarvormiges. Daai een is in ons tuin geneem. Die is roset, is 'n baie bekende, die Flavoparmelia caparata, ek dink daar's een op daai takkie. Dan hierheen is daar oorkant die olyf, is dit die olyfbos geneem. Gustav het eendag daar gestap en terwyl hy vir die mense praat, toe loer ek, toe sien ek daai takkie daar. En hier is ook maar net, dis ook nou weer 'n Parmelia tipe. Dis blaarvormig. Hoe jy dit weet, jy kan hom optel, onder hom kyk, dan sien jy wit, bruin of swart onderkante. Dan sien jy goedjies wat uitsteek, maar kom daarby. Hierdie ene het ek by Esther en ek gaan stap daar by Flippele en daar by Barseba se bad. En toe sien ek hierdie ding en dit is 'n ander storie. Hy word aangeval deur 'n swam wat hierdie legeen verswak het en vernietigheid. En ek sien toe ons weer so toe gaan, toe is daai goed weg. Toe Flip my so toe vat. En daar by GP'le is ook so geval. Ek gaan een van die dae kyk of hy nog daar is. Ja, dit is, en dan die oumansbaard is bekend. Nou is hier 'n interessante ding. Is hierdie twee verskillendes. Dis maar my kind, ek is lief vir hierdie, hulle noem dit die golden eye. Dis presies dieselfde ene. Hierdie ene is baie lig, want hy groei bietjie in die skadu. Daai ene is, alhoewel dit donker is, hy het Flip het in die nag afgeneem, hy groei in die sterk son, so hy skei meer periodien af om die alg te beskerm. Nou baie van die swamme reguleer die lig wat na die alg toe gaan, want hy weet wat se kos hy wil hê. So hy sê wat se kos hy wil hê. As die son te skerp is, stuur hy chemikalieë in om die ultraviolet bietjie pap te maak. As die son swak is, dan verwyder daai chemikalieë en dan word die plant donkerder of ligter. Ja. Legene het nie stingels of wortels nie. Hulle praat van 'n thallus of thalli en hulle praat van resine. Die resine steek uit die legene uit, ek gaan nou ook daarby kom. Goed, so lyk die goedjies. Nou daai dingetjie plat op die aarde, ek gaan nou foto's wys, hier is net om dit te verduidelik. Daai legene wat so plat groei, lyk eintlik so as jy hom oopsny. Nou 'n gedagte, hy is 0.4 mm dik. Dit varieer, maar 0.4 mm dik. Hy het 'n harde korteks van hierdie hifus wat so dig vorm. Dan het hy watagtige hifus wat so medulla middelarea vorm en die hou die alge vas en die res is in die klip en selfs binne in die klip. Diegene kan binne in klippe groei. Solank daar bietjie lig deurkom. Jy kry mos die kwarts tipe klip wat bietjie lig deurskyn. Die blaarvormige het onder ook 'n korteks. En dan sy worteltjies is rhizones. Dit gaan in en dit gryp vas en dit hou die legeen vas. Meestal is die worteltjies of die rhizones net in die middel wat hom vashou en dan sy so 'n bietjie losserig. Maar hoe groter hy word, hoe meer anker hy homself, soos hierdie randplantjies. Nou interessant, die oumansbaard het 'n buisie. Nou die van julle wat al gestap het en hom trek, voel hy soos 'n senentjie as jy hom breek. En hy's hol binne met daai middelste senentjie en dan het hy die hifus wat hom bymekaar hou. Dis die hoofgroepe. Ag, hierdie kan julle vergeet, die meeste, julle wat in alge belangstel, die Trentopolia en die Trioboxe alge is maar die alge wat meestal voorkom in die goed. Met natuurlik die Cyanobacteria nostok, maar dis nou maar meer tegnies. Daar's nog 'n foto. Hierdie een gaan baie groener lyk, want hy het baie meer alge, maar hy het ook 'n dik kors, wat nou weer die groen bedek. Goed, hier's 'n paar foto's. Nou let mooi op, hierdie kom meer in die kus voor. Hierdie tree langwoord.
appears at a tropic or the coastal areas. But look at this area. You see a very, very thin white line there, very thin. It's the cortex. Then you see the green algae layer, then the medulla, cottonish, and then the bottom layer, and then you see the resinus. Now this is about 0.5 millimeter thick. Wat dink julle in? Dat daai hele struktuur. Maar hoe sê hulle die Verimark advertensie? That's not all. Wait. Daar's nog enetjie. Daai groen is waarskynlik bakterieë wat daar bo sit, maar kyk net hoe lyk daai kors. Daar sit die ertjiepitte, die alge. Daar is die medulla en hier is die onderste kors met 'n baie klein resien. En dit alles in 0,5 millimeter. Dis ongelooflik, né? Verstaan jy hoekom dit my so interesseer? Nou hier is ook 'n fotootjie. Vergeet hierdie, ek gaan nou weer na hierdie foto kom, maar kyk en daar is die groen alg, net onder die wit laagie. Daar is die resene wat hom vashou, hy hou hom vas, hy hou hom vas, hy hou hom vas. En daar is 'n bietjie dikter, ek dink hy so hier na 1,5 millimeter miskien. Daar is nog 'n tipe, kyk die resene is daar, dit lyk soms soos sulke uitsteeksels wat onder hom uitsteek. Ek gooi net 'n paar foto. Nou, wat interessant is, ek trek nou omtrent by die 4de of 5de onderwerp. Plante produseer primêre metaboliete. Ensieme, noem het, wat jy in water kan oplos, alle plante. Maar liggene genereer oor 1000 sekondêre metaboliete. En dit is 'n nie op wateroplosbare chemikalie. Nou, wie van julle is 'n chemie? Ek wil nie te veel chemie praat nie. Maar die van julle chemie is ek op benzeenringe en hulle word nou gebind met allerlei ketone, esters en die goed. Dit is aromatiese verbindings wat nie oplos in water nie. En ons gaan nou praat oor hoekom is daai 1000 goed daar. Nou, hoekom maak hy daai metaboliete? Tuurlik, as ek iets doen, is vir myself, maar ander het ook 'n voordeel. So kom ons kyk gou daarna. Die hoofdoel van daai metaboliete is hy skei die metaboliete af om die lig te beheer. Dis amper soos die grootte van 'n kamera. Hy beheer die lig wat deurgaan na die alg toe. So hy weet hoeveel lig die alg moet hê en die alg sê hoeveel lig hy wil hê en die fungie beheer dit met daai chemikalieë. Hy keer ook dat die ding oormaat water absorbeer of oormaat water verloor, afhangend van die hoeveelheid liggene. Hy is antimikrobies en ek gaan nog daaroor gesels. Hy kan aanvalle deur goggas en fungie en goed van buite af beheer deur sekere van daai goed af te skei. En dan keer hy ook dat te veel diere dan lek of te vreet. Ek gaan nou 'n storie daaroor vertel. Hy's bitter of hy's giftig of hy's matig giftig en so. Nou een plant, een ligeen, kan 'n verskeidenheid van daai chemikalieë afskei. Party sal 2 afskei, ander keer in ander omstandighede skei 3 af. Die verhouding van daai chemikalieë, die hoeveelheid, daar alles af vir die omgewing. So, dis baie moeilik om navorsing te doen op die goed. Maar nou word die metaboliete word ook gebruik om die ander plante en mosse te beheer. Nou julle, as julle mooi oplet en julle gaan van nou af op het, ek weet dit, dan gaan jy sien maar hier's mos, maar hier's 'n wit kol, 'n wit ligeen. Jy sien dit lyk of hy die mos uitdruk of vernietig. Hy doen dit. Hy skei chemikalieë af. Daar's gedurende oorlog tussen mosse en ligene om daai goed dood te maak. Ander kere kom 'n ander ligeen, skei om daai ligeen dood te maak. So hulle beheer hulle lewe, dis oorlogvoering. Maar dit het vir ons ook 'n voordeel, gelukkig. Ekologie, dit beskerm rotse en substrate teen verwering, maar dit kan ook sand vernietig. Nou Prof Dirk Wessels en 'n klomp ouens het al gevind dat by Golden Gate gaan die sakwurm leef saam met die ligene. Nou die ligeen gaan in die sandsteen in, kan tot so 1,5 tot 2 mm ingaan. Hy skei oksalsuur af en met daai druk van daai hiefe wat druk daai sandkorrel los. En die sakwurm vat daai sand en hy maak vir hom 'n kokon. As hy doodgaan, gaan dit grond toe. Nou kyk nou wat gebeur. Eerstens verweer hy die grond. Hy maak 4,4 kg sand per hektaar per jaar. Nou moenie skrik, dit is min, maar onthou, ligene se leeftyd is duisende jare. So die verwering van sand in sandsteen is ligene wat grootliks brei daartoe. Maar daai organiese materiaal wat val, voed die grond.
So, hulle gene speel 'n baie belangrike rol om grondkondisies te beheer. Ons gaan nou praat oor die omvang van klimaatsverandering en besoedeling. Dit bind stikstof en koolsuurgas vir plante en diere se gebruik. Trouwens, hulle sê in die woude is 80% van die stikstof in die grond as gevolg van legene. Kyk na die omvang, maar hy staan net daar, ons ignoreer hom, hy het 'n enorme rol wat hy speel. En natuurlik voël en insekte gebruik dit vir papies, die voëls gebruik dit vir kamouflering, vir antiseptiese middels, hulle gebruik dit vir voeding, baie voeltjies gebruik dit vir hulle die nessies. En spinnekoppe leef daar, ek sal hulle foto's wys, en dan habiteer dit onherbergsame habitatte. Nou dink julle in hier's 'n vulkaan, dis spikswart stof wat daar lê, alles is daar vir plante groei, behalwe daar's fosfate, daar's kalsium, daar's magnesium, daar's kalium, alles is in daai lava, maar daar's nie stikstof nie. So plante kan nie daar groei nie. Nou kom hierdie spoor, hy kry 'n lekker vashou plek en hy wag. En die alg is oral ons, né? Dit is nie dat hy moet wag nie, die alg, en hy gryp hy alg, hy vorm 'n ligeen en daar begin die proses. En hy begin stikstof maak en hy stikstof gaan in die grond in en die saad kom daar verby en hy groei en begin die plante groei. So ligene is regtig die wegbereider van plantegroei op onherbergsame gebiede. En ons weet plante doen dit ook, né? Pioniersplante, kakiebos en sulke goed. Maar hy gaan nie maklik groei in die woestyn of op lava grond nie. Ligeen veroorsaak dit. Daar's 'n voorbeeld, ek dink dit kom ook van Flip, ek het vreeslik, ek moet vir julle sê, Flip was so goed vir ons, ons het 'n student ook hier gehad, nogal interessante kerel, vreeslike introvert, hy's bang om te praat oor hier, maar hy bietjie navorsing gedoen, en Flip het hom gehuisves daar, en ons regtig, dankie Flip, baie beteken, om gedurig net daar in sy plek in te gaan, en die ouens bietjie navorsing gedoen. Nou hier kan julle van die plantegroei sien, hierdie is die kwartsiet wat kaal is, wat al afgebreek het. So as hy so kaal is, dan bedoel weer die ligene het afgeval met 'n klompie klippe. Ek sê klippe, sandkorrels. Daar's 'n voeltjie-nesie, is dit nie mooi nie? En dis nogal Suid-Afrika, né? Warwick Talbot, 'n baie bekende ou, het hierdie goeie foto's geneem. En dan herberg ek goedjies. Nou ek sit hierdie foto hier, want jy weet, as ou 'n kursus bywoon by Amerikaner en jy het 'n foto geneem, jy het dit reggekry, as jy so bly, jy wil vir almal wys jy het dit reggekry. So, dit is nou die waterbeertjie. Maar dis die foto van hom wat ons geneem het onder 1000 maal mikroskoop. Hy lewe en hy's daar. Jy kan sien ons is amateurs, want ons persklere goed nie mooi gewerk nie. Daar's in ons tuin springstertjie wat daar wegkruip. Daar sit hy. Lekker knus daar, spinnekoppies maak hulle nessies daar agter en daar's baie insekte wat koester en daar leef om daai goedjies. En dan Etienne ter Blanche is nou Renier se broer, het op die wolperzoele afgekom, die larwe leef net op ligene. Nou, ligene is nie regtig kos, hy gee nie proteïene, hy gee energie, hy gee vitamine, hy gee baie goed, medisyn alles, maar hy gee nie proteïene. So, diere kan in die winter oorleef, sonder proteïene vir 'n lang tyd, want hulle metabolisme is laag, maar hulle het ander goed nodig. Goed, daar is nou 3 wonderwerke. 3 koninkryke, dis 'n wegbereider vir plante, en het reguleer plantegroei. Waar te sê, navorsing wys hy goed kan baie aggressief plantegroei beheer. Kan baie aggressief 'n plantsoort uitdring of laat inkom. OK. Die ligene het 'n geweldige verskynsel antimikrobiese eienskappe. Elke anti waarna jy kan dink, geen oomie, maar elke antikanser, antikarsogenies, antifungaal, antibakteriës is al gevind in hierdie chemikalieë. Trouwens, daar is mense stamme wat dit eet. They eat it for health, and they eat it to treat certain conditions. A bit dangerous, but they do. And like people know mushrooms, to select some. Maar jy weet, alle sampioene is eetbaar, party net 1 keer. Nou net so leer ook watter ligene kan jy eet en watter nie. Maar dis baie moeilik om dit oes en baie moeilik om die goed beskikbaar te stel in pille en goed vir ons. Maar daar's vreeslik baie salwe, toksie, weet, velbehandeling goed wat ligene bevat. Diere eet dit. Julle het al op die YouTube gesien, die rendiere wat in die ys rondloop en stoot die ys weg en eet hulle die goed wat so spierwit karoobossies lyk, dis die Claudoniella geen. Hulle leef daarvan deur die winter. Nie proteïene nie,
Want hulle word mader en mader in die wintertyd, maar hulle het die ander goed nodig. En dan as die ys begin smelt, en die diere wil hulle eet, dan kom hierdie groot muskiete, dan val hulle die rendiere aan, dan vlug die rendiere, dan kan die Caledonia weer groei. Hulle groei so 6 cm per jaar. Die klipvormers groei maar so 0.1 mm per jaar. Die blaarvormers kan so 2-3 mm per jaar groei. So is baie stadige groeiers. Maar daar is al 3 wonders. Ek het dit al gewys. Baie mense gebruik dit vir smulgeregte. In Japan gooi dit in soppe. Hierso het mense in die Noord-Kaap gooi die goed by hulle bier om bitter te maak. En dan drink hulle. En dan hulle het so 'n naam vir die ding. En dan slaan hulle mekaar dik. Ek het baie stories wat ek soek. En dis die enige storie oor legene hoor wat jy my laat weet. Maar hulle gebruik dit vir rehabilitasie. Vesels vir klere. Hulle gebruik dit in parfuums, kosmetiese produkte. Hulle gebruik vir kleurstowwe, leerlooierye, lakmoes, die van julle wat gee my daai blou en rooi papiertjies ken wat jy indruk na verander die kleur en sê of jy suur of nie. Die chemikalie kom van legene af. Baie anti-swammiddels en dan in kleurmiddels kuns en versiering. Daar is produkte op die mark oor see wat jy koop met legene in vir die anti-swam. Daar is 'n vrou, Nikki Miles, ek het haar ontmoet daar in die Kaap, sy vat legene, dan haal sy die kleurstof uit en dan kleur sy 'n materiaal. Nou jy kan die pakkie van haar koop, sy stuur vir jou so 'n kartonnetjie met die legene, met die ammoniak, die goed waarmee dit ekstraheer, dan kan jy jou eie materiaal daai. This is from ordinary plants, but this is from lichens. Very interesting lady. Goed. My bewering is dat dit is vir lewende organismes se apteek. Ek kry nie bewys daarvan op die internet nie. Maar ek het genoeg aanduiding dat diere, as hulle sekere siektes het, gaan hulle sien toe. Now there's a story from one ereveldwagter. She had a porcupine, krimpvarkie, né? Wat is dit? Krimpvarkie, dis hy. Iemand het die krimpvarkie groot gemaak en toe weet hy nie wat daarmee te doen nie en sy vat toe die ding en sy voer hom meelwurms. En na 'n paar maande kry sy geleentheid Hoedspruit toe en sy het hom daar vrygelaat. En toe so vrylaat, pyl hy op 'n boom en hy lek aan 'n legeen. En ek het toe dit nou opgevolg. Hoe weet hy moet soontoe gaan en hoekom het hy soontoe gegaan? Dit is eenvoudig, hy het 'n gebrek gehad aan sekere voedingsmateriale, want hy het net meelwurms geëet. Hoe het hy geweet om soontoe te gaan? Prof Dirk Wessels sê vir my, daai goed het 'n baie sterk reuk, wat ons nie verstaan nie. Hy het geweet, daai ding moet hy kry, is na die boom toe het daai legeen geëet. Nou hoekom? Piet van Deventer, 'n geoloog, het lank in Suidwes het hy klippe gekap. Jy weet, hulle loop ons daar rond te slaap in tente en kap klippe. Hy sê van die oggend het die zebras en die bokke see toe gegaan en teen die rotse gelek. En toe hulle gaan kyk, toe sien hulle die legene op die rotse. Elke oggend het hulle die legene gelek. Nou wat is dit? Hy soek aanvulling. Hy soek daai metaboliete. So my gevoel is daar is iets in die feit dat diere soek die legene, daai metaboliete, dit kan nie apteek wees. En sekere diere eet sekere legene, ander legene weer nie. Goed. Waarvan leef hulle? Ek gaan net vinnig sê, hulle sit daar en fotosinteer. Maar hulle kry al hulle vog, al hulle voedingsware uit die lug uit. Hulle kry bitter min uit die substraat waarop hy groei, die oppervlak waarop hy groei. Hy kan so 'n bietjie minerale onttrek, hy kan bietjie kalium goed uit die boom en die klip uit onttrek, but they mainly live from dew and polluted air. To be honest, scientists take lichens and they analyze the lichens for pollution, impurities, and then they can see what happened in the past few months, especially around mines. There's a lady doing research in South Africa to determine what pollution do the mines release. Goed, wat baie belangrik is hoe plant hulle voort, because you can't look at the lichen without knowing what those little things on the lichen is. They've got 22 methods to reproduce. And theoretically, they reckon up to 27, but it's mainly 3. The first one is vegetative. I'm going to talk about that. The main thing is, it's just the cloning. It's exactly the same lichen will grow somewhere else. The second one is asexual. That is exactly genetic, the same one, but it could vary in algae content.
So still the same lichen, but it's a variation. The last one is a genetic renewal of the fungi and with various algae. So that is it leads to genetic change. Now, why is that important? If you want to survive for 8,600 years, you need to have various methods to reproduce. So as the climate changes, you use this method. If there's strong wind, use this method. If it's raining, use this method. That's why they can live so long. They can adapt to all these conditions. Now, I have to go through this, and I'm not far from finished. Vegetatives, vegetatief. Jy kry stiggies wat afbreek. 'n Stukkie breek af, hy hak op 'n ander plek vas en hy groei. So stiggies. Ons ken dit. Maar dan het hy twee goedjies bo op hom. Jy kan oplet, ek gaan foto's wys. Hy het 'n soralium en hy het 'n isidia. Soralia is so 'n wollerige dingetjie wat op die kante van hom sit. En jy kan, as jy mooi oplet met 'n vergrootglas, dan sien jy so 'n wollerige dingetjie. Dis die soralia. Dit bestaan uit fungus en alge, presies waarvan die liggaam gemaak is. En hy kan afbreek. Maar hy hou nie van water nie. Isidia is weer sulke vingertjies wat ook die fungus en die alge hanteer, maar hy het 'n dopie om. Hy hou weer van water. Nou kyk nou, as die wind waai hy hierdie in ver weg, as dit reën, was hy hierdie in weg. Sien hoe aanpasbaar is hierdie ding. Kom ek wys gou foto's. In ons tuin, jy kan sien die boom is oud, kyk hoe breek die flavoparmele apparate af. En dan die stukkie steek vas, dan begin hy groei. Ek het nou die dag my buurman, hy het sy een boom beskoon, toe het ek bietjie gevryf van die ding en op sy boom gaan vryf. Nou hoop ek so oor 'n paar maande gaan ek ligene sien daar. Hier is 'n voorbeeld van die soralia, kyk hierso. Al hierdie wollerige stukkies op die blare. Dis soradia. So as jy hom afhaal, is dit soos 'n watterigheid wat die kern van die ligeen vat. So lyk hy onder 'n mikroskoop. Ek sien professioneel nie, maar ons het dit afgeneem. Ons het so eendag op 'n mikroskoop gedruk. Daar is die isidia, baie duidelik gedefinieerde vingertjies, wat maklik afbreek. En hy hou van water, hy sê skrik vir water, so hy sal saam met die reën afgaan. Die volgende een is daar enige vrae op die stadium, ekskuus. Die volgende een is die aseksuele voortplanting. Wat beteken? Die fungus bly die fungus, maar hy kan verskillende alge vat. Nou bo op hierdie ding het hy sulke koppies, jy het gesien die foto's, dit lyk soos 'n koppie. Dit noem hulle apeticium. En in daai koppie sit daar 'n klomp askusse, sulke sakke met klomp spore in. En as die tyd reg is, dan kom daar water en dan skiet daai ding uit teen 100 km/h, net so hoog. En dan vat die wind daai spoor, dan gaan hy. Maar hy het 'n ander manier ook. Hy het 'n sakkie wat binne-in is, wat meer beskermd is, wat presies dieselfde doen. Interessant, né? Selfde spore, maar is twee verskillende tipes. Daar is 'n Apetysia, kyk het hoe mooi lyk dit. Dis pragtig, né? Dis hoekom ek klem lê op, want jy gaan Apetysia sien. Jy kan nie na hulle geen kyk daar sonder nie. Daar is iemand ek later vroeër vir julle gewys het. Onthou julle hierdie ene? Kyk hoe lyk sy Apetysia, sy sakkie. En hier is waarskynlik 'n Patricia. Ja. En daar's nog vorms van die Apetysia. Party lyk so sulke, die Graphica tipe het so 'n tipe stringetjie. In plaas van 'n sakkie het hy so 'n kloof. En dan sit die askus. En so as jy hom nou deur 'n mikroskoop sit, dan is dit meestal 8 spore wat daar sit. En dis hoe jy hulle geen identifiseer. Jy moet sy spoor uithaal, dis nogal moeite. En dan moet jy kyk na sy spoor en dan vergelyk dit met 'n databasis. Baie moeilik, so is nie maklik om dit te identifiseer nie. Just a photo to re-emphasize the appearance. There's a cup. There's a sordia, like cottonish, and this is a more finger-type isidia. And that you'll always see on lichens. Good. I'm not going to talk about sexual reproduction. There's another sachet in the thallus. It also shoots out very, very small spores. That spore connects with another fungus. It's got a little hyphae sticking out and it attaches, taking it down and it grows a new Apetysia, but I'm not going to talk too much about it. Only the fungus are interested in reproducing. The algae does reproduce, but not under control of the fungus. So it can multiply in the lichen,
But that's it. And different lichen reproduce with different methods, as I said. The fungi is selective. It wants a specific algae. But the algae is not so selective. It's just useless. Okay, and those are the 6 wonders of lichens. They are masters of survival. Just to round up, how do we identify it? With great difficulty. You can have an example. I've got more than 40,000 pictures on my computer and few databases, and I see this picture and I take the picture and I start to, I've got it. And I study it, the chemistry, everything is right, I've got it. Then I search for something else and hey, this one looks similar to that one. And ask yes, after 3 days, I said, no, it's no duck, it's impossible. I'll tell you why. And the name of the lichen is derived from the fungus name, not the algae. That's why I say it's a lichen is wat sou nie begin geliginiseerde fungus. There are some chemical tests. If I walk in, I've got my little wat is inspuiting en daarmee sit ek sekere druppeltjies chemikalieë op die, dan kan ek sien of hy verkleur en dan sit dit in 'n sekere kategorie. Jy kan, vir julle ouens wat in wetenskap is, jy kan dun laag kromatografie doen, jy kan 'n klomp goed doen, maar op die ouend is dit net DNS wat werk, en spoorontleding. Spesies wat voorheen heeltemal verskillend geag is nou dieselfde genus. Ander wat nie dieselfde genus was, skuilende. Net mooi as jy die name ken van 'n Caloplacca, dan sien jy in alle plek, nee, Caloplacca is nou Flavocaloplacca. Jy weet dan wil jy boek toemaak en gaan visvang, want dit is regtig, dit is baie moeilik. Hulle worstel heeldag om die goed te herklassifiseer. Net om vir julle te wys, daai twee is presies dieselfde legeen. Presies. Die een groei in skerp son, en die ander is baie donker lig. Kyk wat sy effek het lig op het vee. Nou, hoe gaan ons hom nou identifiseer? Daar is 'n ander voorbeeld. Hier is 'n baksteen, kyk daar so. En daar is gewone klip. Waarskynlik ergens in 'n kerk oor see. Kyk, daar is skeiding. Dan vra jy vir wat se tipe legeen is die? Ek sê ek het nie idee nie. Ok, ek is amper klaar. Legene en besoedeling. Party mense sê, as 'n besoedel groei daar nie legene nie, as dit legene is daar nie besoedeling nie. Dit is halfwaar. Want swaaldioksiede wat uit voertuie kom vernietig meeste legene. Maar, daar is legene wat hou van swaal. Daar is legene wat hou van stikstofgasse wat uit karre uitkom. As daar baie min besoedeling is, gaan jy groter verskeidenheid legene kry. As daar baie besoedeling is, gaan jy nie noodwendig niks kry, maar jy gaan minder kry. So, maar is nie al nie. Legene gaar chemiese besoedelingsstowwe op, wat 'n effek het op sy lewe oor die langtermyn. Maar 'n legene is baie sensitief. 'n Legene, het julle gesien, kan 8600 jaar lewe. Maar ons mense met ons skokke en ons gifstowwe en air pollution and whatever, you can't handle a shock like that. So ons vernietig baie. Hier is van die legene wat uitsterf. Enigiets wat fotosintese beperk. Any pesticide, insecticide, darkness, whatever, will kill a lichen. Julle sal ook sien, legene groei partykeers uit, dan is hy helder, binne is hy ligter en binne is hy morsdood op klippe. Hy groei ook maar, dan gaan hy dood in die middel. Goed, legene kan oor die langtermyn aanpas by verander omstandighede. En hulle doen dit. Geneties kan hy aanpas, maar hy kan nie 'n skok hanteer wat ons hom toedien nie. Cyanobacterie, ek gaan nou vir julle 'n foto wys van 'n legeen wat reg langs die pad in Engeland. Die busse ry daar by, die karre daar by, en dit floreer op hierdie staal op die heininge langs die pad. Hulle soek daai stikstof, hulle soek daai swaal. Maar nie te veel nie. Ook nog 'n voorbeeld, hierdie enetjie baie algemeen, as jy hom sien, wil jy vir my sê, neem 'n foto asseblief, want dit is 'n besonderse een, dit baie algemeen, en hy hou 'n bietjie van uitlaatgasse, 'n bietjie stikstof. Baie mooi voorbeeld. Die gevolgtrekking is legeendiversiteit, en natuurlik ook klimaat, is 'n baie beter aanduiding van besoedeling, as net 'n legeen daar of nie. Net 2 foto's nog, net aan die kant porch, op sy moer, ek vloek nie,
GP Du Plessis vat nog 'n woord van Frankryk wat bestaan, en verander hom so 'n bietjie en maak hy op sy plaas boer. Kyk daai mooi gene in Potch, daar is die mooi rivier. Is dit nie pragtig nie? Hier is waarskynlik 15 legene op daai tak. Nog een, kyk na Oumansbaard in Potch. Die van julle wat wil wegbreek 'n bietjie na sy moer toe gaan, is nog 'n baie mooi plek. Die PG. Sy dogter bly saam met ons daar op die plaaswerf, sy is net so komieklik. En ek hoop julle kyk bietjie anders te na gene nou. Ek hoop julle sien dit bietjie in 'n ander lig. Enige vrae? Ek wil 'n guns vra. As julle so iets interessante legeen sien en jy wil hom afneem, kyk of julle die grootste makrofoto van hom kan neem. Algemeen foto en so makrofoto's as moontlik dit kan neem vir ons. En stuur dit my op my e-pos of laat weet my, ek kan kom kyk en kyk bietjie waarop groei hy, watter kant toe groei hy, eet diere vir hom, pia, alles. Want ons probeer mettertyd, wil ons kyk of ons die legene kan opskryf in die koepel. Net iets sê baie interessant. Ons was, ek seker 30 jaar terug, was ons op vakansie by Swatini. Een van die